Sien nou vir my, wat as 'n doodgewone blaas op jou voet eintlik die beginpunt is van 'n hele kettingreaksie, een wat jou lewe kan verander. Vir iemand met diabetes is dit nie net 'n storie nie, dis 'n werklike, alledaagse gevaar. Vandag gaan ons presies kyk hoekom 'n diabetiese voetsweer soveel meer is as net 'n velprobleem en hoe dit kan lei tot gevolge wat niemand wil in die oë kyk nie. Goed, kom ons duik reguit in by die groot vraag. Hoe in die wêreld gaan 'n klein, onskuldige blaasie tot by die amputasie van 'n been? Dit klink traumaties, amper onmoontlik, né? Maar die skrikwekkende waarheid is dat dit 'n voorspelbare, stap-vir-stap proses is. En ons gaan nou presies daardie stappe een vir een oopbreek. En moenie vir 'n oomblik dink dis 'n rare ding nie. Die syfers is regtig skokkend. Tussen 10 en 50%, dis tot die helfte, van alle diabetiese voetsere eindig in een of ander vorm van amputasie. Dis nie 'n klein komplikasie nie, dis 'n volskaalse mediese krisis. So, wat veroorsaak hierdie verwoestende uitkoms? Die antwoord is nie net een enkele ding nie. Nee, dis 'n perfekte storm, 'n drievoudige probleem waar 3 heeltemal aparte komplikasies van diabetes saamspan om die ideale omstandighede vir 'n ramp te skep. Kom ons kyk 'n bietjie na hierdie 3 skuldiges. Hier is hulle, die 3 hoofoorsake. Eerstens, perifere neuropatie. Dit is senuweeskade. Tweedens, perifere arteriële siekte, wat basies swak bloedvloei beteken. En derdens, biomeganiese veranderinge. Dit is hoe die struktuur van die voet self verander. Elkeen op sy eie is al klaar sleg genoeg, maar saam? Wel, saam is al 'n resep vir 'n ramp. Kom ons begin met neuropatie. Dink hieraan soos 'n stikkende alarmstelsel in jou huis. Gewoonlik, as jy op 'n stukkie Lego trap of jou toon stamp, dan skree daardie alarm, pyn, en jy reageer dadelik. Maar by iemand met diabetiese neuropatie, daardie alarmstelsel is doodstil. Die waarskuwingsseine is heeltemal afgeskakel. En dit raak selfs meer spesifiek. Jy sien, daar is verskillende soorte senuweeskade. Kleinveselneuropatie is dikwels die pynlike een. Dit veroorsaak daardie brand- of tintelsensasies. Maar die ware stilgevaar is die grootveselneuropatie. Dis die een wat lei tot gevoelloosheid en 'n toestand bekend as verlies van beskermende sensasie of LOPS. En dit, mense, is presies hoe gevaarlik LOPS is. 'n Pasiënt kan letterlik op 'n speld trap en dit glad nie voel nie. Hulle kan die hele dag daarop rondloop, die speld dieper en dieper indruk, weefsels skeer, heeltemal onbewus van die skade wat aangerig word. Dit is die kern van die probleem. Goed, nou vir die tweede groot speler in hierdie drama, perifere arteriële siekte. As neuropatie die stikkende alarmstelsel is, dan is dit die verstopte hoofveg. Jy sien, diabetes laat are verhard en vernou en dit beteken die bloedvloei na die voete word drasties verminder. En sonder goeie bloedvloei kan suurstof en die liggaam se eie genesingsselle eenvoudig nie by die wond uitkom nie. En die laaste stuk van die lekker gaart is biomeganika. Diabetes kan die werklike struktuur van die voet verander. Senings word styf, spiere word swak en hierdie wanbalanse veroorsaak misvormings soos hamertone. Hierdie veranderinge skep dan brandpunte, areas van uiterste druk elke keer as die persoon loop, wat die vel baie geneig maak om te breek en 'n seer te vorm. OK, so nou ken ons die 3 skuldiges. Kom ons verbind nou die kolletjies en kyk hoe hierdie faktore soos bose vennote saamwerk om 'n heeltemal voorspelbare en gevaarlike reeks gebeure af te skop. Hier is hoe die dominos val. Stap 1, 'n klein besering gebeur, 'n blaas, 'n snytjie, maar as gevolg van die neuropatie word dit glad nie gevoel nie. Stap 2. Sonder pyn om hulle te waarsku, hou die persoon aan loop. Die konstante druk, wat nog erger gemaak word deur 'n voetmisvorming, maak die wond groter en dieper. Stap 3. Nou kom die swak bloedvloei in die prentjie. Die liggaam se nooddienste kan nie die wond bereik om dit te genees nie. Die wond bly oop. En dit skep die perfekte opening vir die laaste, kritiese stap, infeksie. Hierdie aanhaling slaan die spyker op die kop. Pyn is gewoonlik 'n geskenk, jy weet. Dis ons ingeboude waarskuwingsstelsel. Maar hier is die pyn afgeskakel. Dikwels is die heel eerste keer dat 'n persoon besef iets is ernstig verkeerd, wanneer die infeksie so diep en wyd versprei is, dat dit uiteindelik pyn veroorsaak. Teen daardie tyd is die stryd reeds half verloor. En om alles nog erger te maak, is die liggaam se eie weermag ook uit aksie. Hoë bloedsuiker keer dat die wit bloedselle ordentlik werk.
Dit beteken, wanneer daardie bakterieë 'n oop wond binnendring, kan die immuunstelsel eenvoudig nie effektief terugveg nie. En dit laat die infeksie toe om soos 'n veldbrand te versprei en regtig ernstig te word. Goed. Dis 'n redelike donker prentjie, ek weet. Maar, en is 'n groot maar, hierdie ketting kan gebreek word. Kom ons kyk nou na die strategieë wat bewys is om hierdie seere te genees en, nog belangriker, om te keer dat dit ooit weer gebeur. Die absoluut krities belangrikste beginsel in die genesing van 'n voetsweer is 'n konsep genaamd ontlading. En die idee is doeteenvoudig: jy moet alle druk van daardie wond afhaal. Ek gee nie om of jy die duurste salf of die mees gevorderde verband in die wêreld gebruik nie. As jy aanhou om op daardie seer te look, sal dit nooit genees nie. Punt. En data lieg nie. Dit wys presies hoe belangrik dit is. Die goue standaard vir ontlading is iets wat 'n totale kontakgips of TCC genoem word. Dit dwing basies die pasiënt om van die wond af te bly. En kyk net na daardie resultaat, 'n genesingskoers van 70 tot 90%. Ander metodes, soos spesiale skoene wat jy kan uittrek, baie minder effektief. Hoekom? Want mense is geneig om te kil en dit uit te trek en dit saboteer die hele genesingsproses. En vir daardie chroniese seere wat net nie wil gesond word nie, kan chirurgie die onderliggende probleem permanent aanpak. Byvoorbeeld, 'n eenvoudige prosedure om die Akillesseuning te verleng kan die druk op die voorvoet dramaties verminder. Die resultate in studies? 'n verstommende genesingskoers van tot 100%. Die doel is nie net om die huidige seer te genees nie, maar om die voet se struktuur reg te stel sodat dit nie weer gebeur. Hierdie grafiek wys die krag van voorkoming in swart en wit. Dit is so duidelik. Pasiënte wat spesiaal ontwerpte terapeutiese skoene gedra het, het 'n herhalingskoers van minder as 28% gehad. En diegene wat maar net hul eie gewone skoene gekies het, meer as dubbel daardie syfer, amper 60%. Dis onmiskenbare bewys. Die regte skoene is nie 'n luukse nie, dit is 'n noodsaaklikheid. En dit bring ons by die heel belangrikste wegneempunt van alles. Sodra 'n persoon een voetsweer gehad het, is hul risiko om nog een te kry astronomies hoog, tot 80% binne 'n enkele jaar. Voorkomende sorg, soos daaglikse voetinspeksies en die regte skoene, is dus nie opsioneel nie. Dit is absoluut ononderhandelbaar noodsaaklik. So, dit bring ons by die laaste vraag. Nou dat ons hierdie hele ketting van gebeure verstaan, van die stil senuweeskade tot die finale vernietigende infeksie, wat is die enkele belangrikste stap wat jy of iemand vir wie jy omgee kan neem om te verseker dat hierdie gevaarlike domino-effek nooit eers begin nie?